Ek wil vanmôre met jou gesels oor maak los jou deurbraak. Nou jy gaan miskien dink, "Jo, pastoor, hoe werk dit? Ek het dan gedink die Here gee net vir my." Hy gee vir jou, maar die manier wat ons ontvang beteken hoe ons dit package. As ons verkeerd ontvang, dan is daar beperkings by. Ek en my vrou het ook nou in daai gewoonte beginne verval, dat ons deur hierdie, kom ons noem dit, Ching Chong Chak winkel goeders bestel. En ons is nie altyd by die huis nie, maar nou wil ons dit ook nie erken nie, dat hierdie ou cheap goedjies is ons nogal opgewonde om te kry. So nou, as ons 'n boodskapie kry, vandag lewer hulle af, dan is ons by die huis. Want die goed het die name op, so dit lyk baie duurder as wat dit is. En dan sit ons daai hele dag en sê ons, wanneer gaan hy ons nou kom? Wanneer gaan hy ons nou kom? Dan kom hulle nie. Ons ingesteldheid kan maak dat ons tyd sit en omwag vir goed wat nie eers jou adres het nie. Ons het verlede week gepraat oor dat ek en jy Jesus baie maklik mis omdat ons boksies tik en dat ons voorskriftelik is. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar's min dinge wat my so moedeloos maak as wanneer daai einste mense by my buurman gaan aflewer en hy het nie by my afgelewer. Ek moet uitvind, daai goed is al 2 dae by my buurman. Geestelik is dieselfde. Daar's hoeveel mense wat jou geestelik verbygaan. Want die manier wat hulle na dinge kyk en ontvang, is anders as jy. Ek wil 'n bietjie iets met jou deel oor perspektief. Het ons die prentjie daar? Manier wat ons na goeders kyk, wat dit beteken. Dis die hoek wat jy kies om jou storie vanuit te vertel. Die lens waardeur jy jou storie lewe gee. Jou betrokke sienswyse kan 'n storie maak of breek. Dis perspektief. Party mense maak 'n lewe daaruit om ander mense te help. Kyk maar na hoeveel besighede in ons dorp bestaan om ander mense te ondersteun en te help. Maar hoe ons na hulle kyk, bepaal of ons hulle gaan gebruik of nie. Of ons dink ons hulle nodig het of nie. Ek en my vrou het gister na 'n ander dorp toe gery om 'n sekere spesifieke tipe hoender te gaan koop. Nie 'n lewendige een nie. Ek wil graag, maar my vrou sê as hulle name kry, mag ons hulle nie slag nie. En sy gee vinnig name. So, dis dalk hoekom ek weet ek veilig is, sy gee my ook name. Maar in elk geval, die lank en die kort van die storie is, ons kon daai spesifieke tipe hoender in die dorp gekoop het. Maar perspektief het ons geleer dat die adres waar daai winkel in die dorp is, mag ons niks waardevol in die kar los. Perspektief. Pastoor, maar is jy nie gelowig nie? Ja, ek is, maar ek hou nie van al my goed saam met te dra nie. In die ander dorp het daai spesifieke soort hoender 'n nuwe winkel. Ons kan nie glo dat so 'n winkel in ons dorp nie. Hoekom? Want hierdie een is nuut.
Skoon. Ons perspektief beïnvloed die produk op die rak. Jy sien 'n ander produk op die rakkie, maar perspektief maak dat ons versigtig is. Die hoek waaruit ons kyk. Hoekom? Want ek het al mense beraad wat oorrompel is in daai square. Wat beroof is. Een fotograaf se perspektief en lenskeuse maak of breek 'n foto en dit maak dat ek en jy hom of haar gaan gebruik of nie. Hoe ontwikkel en beoefen jy perspektief? Blootstelling aan ander wat dieper kyk as jy en 'n ekstra dimensie kan raak sien. Hoekom gebruik ons 'n fotograaf? Hulle kyk anders na ons as hulle, as wat ons na onsself kyk. Hulle kyk anders na ons. Ek en my vrou het al na 'n fotograaf toe gegaan en sê ek, "Jene my vrou, jy het 'n mooi man getrou." Vader. Dis nie die ou wat ek in die spieël sien nie. Dan kyk ek so dat dink ek weet ek het 'n mooi vrou getrou. Kyk hier. Hoe mooi is jy? 'n Lens maak die wêreld se verskil. Die regte lens. Die regte perspektief gaan dalk beteken of jy oorleef en of jy vooruitgaan in ons dorp. As ons, nog 'n voorbeeld van perspektief, as ons nie van agter die steen, vanuit die leë graf, buitentoe kan kyk nie, mis ons uit op die impak daarvan en die bonatuurlike krag agter dit. Die eenvoudigste voorbeeld is Jesus weg of het hy opgestaan? Baie Christene praat, kla, stel hulle self in asof Jesus weg is. Asof hulle hom nie kan kry nie. Asof hy spoorloos verdwyn het. Soos daai 2 vroue wat by die graf gekom het en gesê het, ons het hier gekom en hy is nie daar nie. Verkeerde perspektief, hulle dink iemand se liggaam gesteel. Regte perspektief, hy het opgestaan. Daar's 'n ander perspektief hoe jy na jou lewe kan kyk. Hoe jy na jou besigheid kan kyk, hoe jy ewen na jou huwelik kan kyk. Daar's 'n verskil tussen huwelik uit en huwelik net liefde gee. Dis 'n manier hoe jy na jou huwelik kyk. Huwelik uit of huwelik liefde gee? Ek wil vanmôre jou vra om saam met my te probeer dieper grawe. Die woord Lazarus is afgelei van die woord Eleazar. Wat beteken? God is my hulp, of nog meer profeties, God het reeds gehelp. So die hulp is daar. Ons mis alleenlik uit op die bystand en die ondersteuning van God, omdat ons uit die verkeerde hoek kyk. Is daar iets waarvoor die Here nog nodig het om te sterf? Nou maak julle my bekommerd. Is daar iets waarvoor die Here nog nodig het om te sterf? Okay, so ons sien dit dan, 10-1 as dit nog nie in ons lewe gebeur nie, net die raakie. Dis reeds, hy het reeds daarvoor gesterf. So, ons hoef nie eintlik eers mee te vra nie, ons hoef net te sê dankie. Hoekom? Want as ek weet dis God se wil, dan vra ek nie vir hom om sy wil te doen nie. Sy woord is kragtig genoeg, dit dra dit self. Dan sê ek net, dankie Here. Die Here help my om dit te sien, want geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, in die dinge wat ons nie kan sien nie. Maar ons is terug, kan jy sien wat ek op die kansel vasgeplak het? Nee, maar dis daar.
Hier's dit. Ons wil eers sien voor ons glo. En omdat ons wil sien voor ons glo, vra ons vir die Here vir goed wat hy al lankal voorgesterf het. Ons sien nie die ekstra dimensie wat ons nodig het nie. Johannes 11. Ek hoop regtig jy is gereed om jou kerkboksie te breek. Mag ons verskoning hoekom ons uitmis op die heerlikheid van die Here nie meer langer wees omdat ons glo in 'n ouer manier van kerk hou nie. Jy staan aan die verkeerde kant van die graf en kyk. God doen meer as dit as jy hom toelaat. En daar Maria was en haar suster Martha. En dit was van Maria, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare. Hoekom sê hulle so? Want hulle is bang ons dink dis Jesus se ma. Wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy wie u liefhet, is siek. Hy wie u liefhet, is siek. Wat het die Here nie alles in jou lewe lief nie? Hy wie u liefhet, Here, hy wie u liefhet, is siek. Waar word die hulp en ondersteuning van God tans in jou lewe beperk? In watse area van jou lewe is daar 'n toestand van siekte? Hoeveel jaar kla jy al oor dieselfde goed? Hoeveel jaar is jy al verbitter oor dieselfde goed? Hoe lank sukkel jy al met dieselfde goed? Hy wie hy liefhet, sy wie hy liefhet, is siek. Ons wil nie erken hoe siek ons is nie. Ek het al voor 'n dokter gesit. Ek was amper doodsiek by die huis. Dan kom ek by die dokter, as ek skaam, dan praat ek nie. Dan sê my vrou vir my, sê vir hom. Ek praat nie want ek is moeg gehoes. Was jy nie eerlik genoeg is nie? Kan nie gehelp word nie. Gaan die hulp nie reg kom nie. Wat is Jesus se perspektief? Toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hoe kyk Jesus na dit wat vir jou so verskriklik is? Het jy hom al gevra? Ons vra nie, want as Jesus ons antwoord, het ons niks meer om oor te gesels nie. Hoe voel die Here oor dit? Wat is Jesus se perspektief? Hier kom hierdie mense, hulle is benoud, hulle sê, Here, my broer is siek, en hulle praat, en hy sê, ag, hierdie siekte gaan nie tot die dood toe wees nie. En dan sê hy praat met hulle woorde vanuit 'n ander perspektief. Hier is die probleem, as jy in jou krisis is, dan wil jy nie na 'n ander perspektief luister nie. Jy wil hê mense moet jou jammer kry, jy wil hê mense moet vir jou sê hoe verskriklik dit met jou gaan, jy wil hê mense moet saam met jou stem, dat jy op pad uit is, dat mense jou verneek het, dat jy absoluut te nagekom is. Maar dis nie Jesus se hart nie. Hy sê, dis nie tot die dood toe nie, wat beteken dit?
Dit gaan jou sterker maak. Ja, dis iets wat ons hier wil hoor. Ek weet nie van jou nie, maar ek was al in 'n krisis. Dan wil ek graag sit en huil. En ek wil almal die skuld gee. Dan kom maar manne en vroue op my pad wat die Here stuur. Dan vat hulle so aan my en dan sê hulle, dit gaan jou sterker maak. Dan dink ek, hoe sterk wil ek nie nou wees nie. Ek moet my vuis terughou. Klap terughou. Gaan jou sterker maak. Sê, tot die heerlikheid van God. Dit beteken, heerlikheid is 'n ander perspektief. Nie almal kan die heerlikheid van God waardeer nie, hoor. Dis 'n ander natuur. Die heerlikheid van God sê, jou horlosie het nie meer plekkie. Die heerlikheid van God sê, dat as hy jou iets vra, doen jy dit. Jy werk dit nie met 'n calculator uit nie. Die heerlikheid van God sê, as hy sê, jy stap by die hospitaal en jy begin 'n bid vir siekes, al is die hospitaal hoe ver, dan die heerlikheid van God is 'n ander dimensie. Maar jy gaan nie weet dat dit is, totdat jy nie blootstelling kry nie. Verlede week was die hele gemeente hier voor. Die heerlikheid van God. Sy natuur. Dinge het geskuif. Kom, as jy 'n ander perspektief leer, dan kyk jy verby goed. Blootstelling aan 'n ander perspektief. Ek maak 'n stelling. Mense hou aan 'n manier van kerk hou vas, omdat hulle nog niks van die heerlikheid van God gesmaak het nie. Dis hoekom sommige uitmis en ander omhels. Nie almal word verander deur die heerlikheid van God nie, want nie almal kan dit sien nie. Dis 'n ander perspektief. Nie almal kan die heerlikheid van God sien nie. Dis God se natuur. God se natuur is anders as ons se. God se natuur is anders as ons se. Totdat ons nie daai perspektief het nie, gaan ons dit nie kan sien nie. Hy sê, sodat die Seun van God verheerlik kan word, sodat God groter gemaak kan word as wat hy verander lyk, sodat sy liggaam versterk kan word. So hierdie siekte gaan jou sterker maak. Dit gaan jou blootstelling gee aan 'n ander manier van kyk, aan 'n ander dimensie. Hoekom? Sodat God groter kan word vir jou as wat hy verander is. So ander gaan ook nie verstaan hoe groot jy hom sien nie. Daar's areas in my lewe wat ek besef het, hierdie is net ek. Hoekom? Want as ek daaroor praat, dan sê ander net vir my, dis mooi. Dis oulik. Nog ek, Here, die vuur het nog nie aangegaan nie. Want dis hulle perspektief wat hulle nodig het om te sien. Ons moet die perspektief wat mense, as dit kom by God se gees, kan sien, waardeer. Maar ons moet hulle ook aanmoedig om te sê, daar's nog meer, man. As dieper. As jy dink, dit is die Alfa en die Omega, dan moet die Here jou nou kom haal. Want dit beteken, hy kan nie meer vir jou doen nie. Hy kan nie vir jou groter doen nie. As ons moet terugkyk na hoe ons behoort te kerk hou, dan moet die Here die kerk nou kom haal. Want dit beteken, hy kan nie beter doen nie. Terwyl die skrif sê, nuwe wyn vir 'n ou wynsak. Wat sê hy alwyn? 'n nuwe wyn vir 'n nuwe sak. Hoeveel mense mis uit op die bonatuurlike bystand en ondersteuning van God, omdat hulle oortuig is, hulle sal doodgaan as hulle blootstelling aan 'n ander perspektief kry.
Pastoor, ek kan nie dit doen nie, ek sal dit nie maak hierdie maand dan nie. Pastoor, ek kan nie dit doen nie, ek is 'n skaam mens. Pastoor, ek kan dit nie doen nie, ken jy my vrou? Ander perspektief. Ander perspektief. Ander perspektief. Anders gaan jy deurbraak mis. Jesus het reeds gesterf. Mense is so bang vir doodgaan, maar waarheen gaan jy gaan as jy ongehoorsaam was? Perspektief. Mense is bang om dood te gaan, want hulle weet hulle is ongehoorsaam. As jy weet dat jy in die wil van die Here is, kan jy hom mos maar kom haal as hy moet. Mense is bang. Hulle mis uit op bonatuurlike bystand en perspektief. Kan ek nog aangaan? Die grootste perspektiefrowers wat ons beroof van 'n bonatuurlike lewe is die woorde: ek is bang, ek twyfel, ek is onseker. Iemand wat onseker is, beweeg nêrens geestelik nie. Wat se rigting beweeg jy as jy onseker is? Jy maak so. Jy dans eintlik al mooi. Iemand wat twyfel, hoe kan hulle weet in wat se rigting hulle moet gaan? Dis daai tipiese ou, soos ek, as ek in die Kaap is die Kaapse paaie lyk nie soos ons in die eerste plek, kan ek nie glo my kar se bande hou so lankie. En in die tweede plek, die strate is anderste, singels en dingels en goeters daar. So ek is die tipiese ou wat in die middel van die pad staan. Koek, hazards aan. Toef, 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 Google Maps. Is al sy nie? Hoekom? Ek is onseker. In die Kaap kan jy ry as jy onseker is. In Gauteng kan jy nie ry as jy onseker is. En dan kan jy maar na die Here roep, hoor. Gaan terug na waar jy die pad byster geraak het. Maar iemand wat sy hazards aan is, beweeg nêrens nie. Of is onseker, gaan jouself in die moeilikheid inry. Stop eerder! Mense, wil jy erken, hulle is onseker nie. Dan ry hulle, sonder om te vra vir rigting. Jesus het Martha, haar suster en Lazarus liefgehad. Besef jy hoe lief die Here vir jou werklik is? Ek dink jy ons doen nie. Anders sou ons hom nie gevra het vir goed wat hy al lankal gegee het nie. Toe hy hoor dat hy siek is, hier is die game changer. Het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Hy het langer gebly, 2 dae, toe hy hoor Lazarus is siek. 2 dae langer, teen die grein. 'n Goeie pastoor sou daar gewees het met die eerste oproep. Jesus bly nog 2 dae langer waar hy was, voor hy gaan. Ek wonder wie sou hom beroep het. Dis 'n pastoor, Robert, is 'n pastoor wat as die mense hom bel, wys hy bly nog 2 dae langer waar hy is, voor hy beweeg. Perspektief. Jesus kyk anders. Daarna sê hy aan sy disippels, laat ons weer na Judea gaan.
Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. Gaan nie weer daarna toe. Vader, die plek waarheen ons nou gaan, is 'n gevaarlike plek. Dis 'n gevaarlike plek. Perspektief. Vers 9 van Johannes 12. Is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Het ons genoeg lig in hierdie dorp van ons, om verder vooruit te kan sien? Dat ons nie ons tone stamp nie. Het jy? Kan jy kry? Wil jy kry? Het ons nog genoeg lig om verder vooruit te kan sien? Lig in ons. Vers 11 van Johannes 11. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan hom wakker te maak. Wat 'n manier van perspektief. Hier is almal besig om semi-begrafnis te hou. Hulle vra hom om te kom help, te troos. Hy sê, nee man, hy slaap net. Dis hoekom ek 2 dae langer vat. Dink net. Jy kyk vas in jou omstandighede, jy sê dis verby. Hoe kyk die Here daarna? Jesus wil graag hê dat ons deur 'n ander lens na ons omstandighede moet kyk. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Here, as dit U is, sal ek glo. Here, as dit van U af is, sal ek 'n kans vat. Here, as dit. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van rus van die slaap spreek. En hier, kyk nou hoe ontaktvol en ongevoelig is Jesus, né? Was omdat hy 'n ander perspektief het. Ons dink baie keer mense is ongevoelig, mense is onsensitief, maar respekteer hy die hoek uit wat hulle kyk na goed ook. Luister. Jesus sê toe vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Hy sê, en ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie. Sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. Ek bedoel, hoe moet sy disippels nou voel? Here is bietjie rof hoor. Maar het Jesus enigstens gelieg? Kom jy agter in kerk raak ons kwaad vir mense wat die waarheid praat. En ons is pellies met ouens wat leuns leef. Kan ek dit weer sê? Ons raak kwaad vir die ouens wat die waarheid praat, en ons is chommies vir die ouens wat leuns leef. Jesus het nie 'n leuen vertel nie. Ja, hy was nou 'n bietjie rough around the edges, maar hy het 'n ander perspektief. Partykeer as ons nie 'n ander perspektief het nie, leef ons 'n leuen. Wow. Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, laat ons ook gaan, ons saam met hom te sterwe. Hoekom? Want Thomas is negatief, joh. Here, wat kan goed hier uitkom? Here, in die eerste plek, U vat 2 dae langer, Here, nadat die mense gesê het, hy's doodsiek, sê U vat 2 dae langer. U sê, ek is bly, hy is dood.
En daar sê Thomas, nee, want as ons dan gaan, laat ons maar eerder saam met hom doodgaan. Hy voel nie veilig nie. Maar hoe baie van ons voel nie veilig by die Here nie? Want as jy veilig gevoel het, het jy hom vertrou. Ons spring so 'n paar skrifverse. Ek is amper klaar. Man, oh man. Toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. It's bad hoor. Hulle perspektief van Jesus het sleg geword. Ewe skielik kan hulle nie meer sien, Jesus het daai kapasiteit nie. Dis soos party Christenmense wat nie meer aanvaar dat as ons fisiek is bid, sal hulle gesond word. Hulle glo dit nie meer nie. Want van hulle is siek en sit by die huis. Daar is 'n leemte in die kerk vandag, dat omdat ons besluit wat ons glo, nie die woord meer nie, ons besluit wat ons glo, mis ons uit op die bonatuurlike krag van die Here. Ons besluit hoe ons dit wil glo, ons besluit wanneer ons dit wil doen. As hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar daar sien ween en die Jode wat saam met hom gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Kyk mooi, hy was ontsteld. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Nee, hulle het Jesus ontstel. Want hulle kan nie sien hoe hy Jesus kan wees nog nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy huil baie, omdat ons sukkel om Jesus te sien. Maar ek dink hy huil net so, omdat jy hom nie kan sien nie. Hy huil nog harder as ek en jy. In jou eie lewe, waaroor huil Jesus nie alles nie. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterwe het nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword. By die graf gekom, dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus huil. As ek en jy nie die perspektief van heerlikheid wil ontvang nie. Jesus huil. As ek en jy na 9 jaar nog oor dieselfde goed kla, oor dieselfde goed bitter is. Ek kan net praat van die afgelope 9 jaar. Jesus huil. As jy trou beloof het, gesê het, Here, ek sal. Want hy's by jou. Maar jy sien hom nie. Waaroor huil Jesus nog? Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorlewende. Kan jy glo daar's mense wat vir 'n wonderwerk keer? Hoor hoe praat ons? Met ons monde keer ons vir wonderwerk.
Jesus sê, neem die steen weg. Sy sê, nee Here, nee, Here nie dit nie. Die Here vir jou sê, jy soek 'n wonderwerk. Hy sê, gee my dit. Nee Here, nee, nie dit nie. Nee, nie dit nie, Here. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Dink jy Jesus gee enigstens om vir wat jy dink, as hy met goddelike perspektief na goed kyk? Dink jy hy steur hom aan ons opinie? Nee. Maar as jy nie toelaat dat hulle die steen wegvat nie, gaan jy uitmis. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Het ek nie vir jou gesê, daar is 'n ander perspektief nie. Het ek nie vir jou gesê, daar is 'n ander perspektief nie. Ek lees vers 41. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus sê, of Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Wow. Hy het nie gevra nie. Daar's iets profeties oor dit. Jesus het klaar gesterf. Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Vader, ek dank U, U ken my omstandighede. Vader, ek dank U, U weet wat ek nodig het. Ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! God is my hulp, kom uit! God is my bystand, kom uit! Hoekom? Want jy sukkel om God se bystand in jou lewe raak te sien. Daarom doen baie van ons dinge sonder die Here. Ons kry nie die klip geskuif nie. En die oorledene het uitgekom. Hoe die oorledene uitgekom? Hy moes hop. It wasn't normal already. Nou is dit nog verder vreemd en anders. Is 'n ander perspektief. Hy moes spring. Hoekom? Want daarna lees ons eers, sê hy maak hom los. Party van ons bid vir iets, dan kom dit na jou toe aangespring. Dan sê jy, o, Here, nee, Here, nee. Jy kan nie glo hy antwoord jou nie. Want jy het nie perspektief nie. Hoekom sal hy nie spring nie? Hulle het hom vasgebind. Hy kon nie homself toebind nie. Jy bid in ons dorp vir 'n wonderwerk. O, Lichtenburg is vasgebind. Maar hy kan spring, pappa. Hy kan spring. Hoekom? Want God is jou bystand. God is jou hulp. God is jou ondersteuning. Die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind. Sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. En jy kyk na dit, baie van ons, soos wat ander mense na lyk, kyk na ons deurbrake soos wat ander na 'n oorledene kyk. Hulle kyk na ons soos wat ander, jy kyk na jou deurbraak soos wat ander na iemand kyk wat gaan vir 'n lijkbeskouing of
lykanskou. Wat noem julle dit? Besigtiging, my wêreld. Hulle kyk na die skrif, soos iemand wat 'n lijk besigtig. Ek klaar vrede gemaak, ag, dit is nie vir my nie. Ag, dit is sommer net een of ander gospel. Ag, maar die feit van die saak is, dit bly skrif. En jy kyk na dit, soos wat ander mense na 'n lijk kyk. En hier roep hy, God is my bystand. God is my hulp, kom uit. Hoekom? Weet jy wat? Ek dink ons moet moeg raak daarvoor, om na die skrif te kyk, soos iets wat die lewe het. Ek dink ons moet moeg raak, want ander mense, wat daarna anders kyk, gaan jou verby. Maar jy mis uit, omdat jy na die skrif kyk, soos iets wat die lewe het. Jy hang tradisie aan, plaas jy die waarheid aan. Hulle moes die doeke afkry. Ek wonder, het hy tot by hulle gespring, of het hulle hom tegemoet gegaan? Dis nou 'n ander perspektief bietjie. Wat dink jy daaraan? Daar's baie mense wat so desperaat is en sê, nee, ek sal dit eers glo as hy tot by my spring. Hy sal 4 dae dood, hoor. Skrif sê, die oorledene het uitgekom, aan hande en voete, met grafdoeke gebind. Sy gesig was toegedraai met 'n doek. Die oorledene het uitgekom, maar hande en voete met grafdoeke gebind. Hulle moes hom losmaak van dit. Van julle het die Here al geantwoord. Maar jy moet van die grafdoeke ontslae raak. Want jy sien nie reg nie. Daai grafdoeke is omdat jy nie bereid is om aksie te neem nie. Jy moet aksie neem. Raak ontslae van alles hoe jy dit wil dres. Raak ontslae van alles waarmee jy dit wil toedraai. Raak ontslae. Sy gesig was toegedraai met 'n doek. So in watter rigting het Lazarus beweeg? In die rigting van Jesus se stem. Daar's party van ons, jy soek die bonatuurlike bystand van die Here, maar jy wil hom eers sien voor jy beweeg. Kom ek jou sê, as jy in geloof die eerste paar tree gee, sien jy hom nie, jy hoor hom net. Totdat hy sien jy beweeg 'n paar tree, omdat jy hom vertrou. Dan maak hy jou gesig vir jou oop. Maak hom los, laat hom gaan. Wie is daar vanmôre wat sê, ek kort hy bystand in my lewe?